Meeste van ons is met die idee grootgemaak dat Jesus aarde toegekom het met een doel, om ons eendag hemel toe te neem. Dis die storie wat ons vertel is. Maar wat as dit glad nie is wat Jesus primêr probeer doen het nie? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Wat as hy nie gekom het om ons te leer hoe om hemel toe te gaan nie, maar eerder om vir ons te wys hoe die koninkryk van die hemel hier op aarde lyk? Nou as ons eerlik is, sou ons dalk eerder die Onse Vader gebed wil redigeer, dalk iets soos, ons Vader wat in die hemel is, mag ons eendag hemel toe gaan, mag ons ontsnap van hierdie wêreld en by U wees, waar U wil gedoen word. Maar dis nie wat Jesus ons leer bid het nie. Hy het gesê, mag U koninkryk kom, hier. Mag U wil geskied op die aarde, net soos in die hemel. Dis 'n totaal ander fokus, 'n ander storie. So wat beteken dit dan, hierdie koninkryk van God? Dit verander hoe jy kyk. Jy kyk anders na mense wat nie soos jy lyk of dink nie. Die ryke kyk anders na die arme kyk anders na die ryke. Jy kyk anders na mense van ander gelowe, ander rasse, ander politieke oortuigings. En jy kyk anders na die skepping, die bome, die lug, die water. Dis nie meer net grondstowwe om wins uit te maak nie. Dis jou Vader se kunswerk. As jy die koninkryk ernstig opneem, kyk jy anders na oorlog, na geweld, na straf. Die wêreldse stelsels werp bomme. Sit mense in tronke en gooi die sleutels weg. Maar in die koninkryk, jy kyk met genade. Jy gee 'n glas water. Jy besoek die gevangene. Jy trek die sonder klere aan. En jy verwelkom die kind. Want God gee om vir daardie kind, daardie gevangene, daardie vyand. Jesus sê, wanneer iemand hul vyand lief het, dan word die koninkryk sigbaar. En wanneer ryk mense besef, ek het regtig genoeg. Ek wil my geld, my stem, my tyd, my invloed gebruik vir die wat nie het nie. Dan leef hulle nie net soos wêreldburgers nie. Dan leef hulle soos burgers van God se koninkryk, volgelinge van Jesus. Dan gebeur God se wil op aarde, soos in die hemel. Dit is wat regtig vrymaak, maar dit ruk ook aan alles. Want die koninkryk van God daag elke magsisteem, elke selfgesentreerde agenda, elke gemaklike lewenstyl uit. En jy hou waarskynlik niks van wat ek nou sê nie. Ek hou nie eers van wat ek nou sê nie. Dalk is dit tyd dat ons ophou wag vir die hemel daarbo en begin leef vir die koninkryk hier op die aarde. Tot môre, mooi loop.